Welkom by ons verkenning van die ontwikkelende rol van bemarking. Oor die jare het bemarking aansienlik verander en aangepas by veranderende verbruikersbehoeftes en sakeomgewings. Kom ons delf in die 5 verskillende stadiums wat hierdie evolusie uitlig. In die eenvoudige handelsera het gesinne direkte ruilhandel en ruilhandel beoefen, waar hulle surplusgoedere met plaaslike middelmanne verhandel het. Hierdie era het op eenvoudige transaksies gefokus en die grondslag gelê vir meer komplekse bemarkingsstrategieë in die toekoms. Die produksie-era, wat die industriële revolusie tot die 1920s oorspan het massaproduksie en doeltreffendheid beklemtoon. Maatskappye het geglo dat die vervaardiging van goedere die sleutel was tot die verkoop daarvan, wat 'n verskywing na grootskaalse vervaardiging aangedui het. Gedurende die verkoop-era van 1930 tot 1950 het maatskappye oormatige produksievermoëns in die gesig gestaar. Om dit aan te spreek, het hulle aggressiewe verkoopstegnieke aangeneem, in 'n poging om mededingers te oortref en verbruikersaankope te dryf. Die bemarkingsafdeling-era het in die 1950s begin, met maatskappye wat bemarkingsaktiwiteite onder een departement gekonsolideer het. Hierdie verandering het korttermynbeplanning en koördinering verbeter en bemarkingspogings regdeur die organisasie gestroomlyn. Van die 1960s af, die bemarkingsmaatskappy-era het ontstaan. Maatskappye het beide korttermyn en langtermynstrategieë geïntegreer, gelei deur die bemarkingskonsep, wat die begrip en voldoening aan verbruikersbehoeftes beklemtoon. Die evolusie van bemarking weerspieël 'n verskywing van eenvoudige handels- en produksiegefokuste strategieë na 'n meer geïntegreerde, verbruikersgesentreerde benadering. Hierdie progressie beklemtoon die belangrikheid daarvan om bemarkingspraktyke aan te pas om aan dinamiese markbehoeftes te voldoen. Dankie vir die kyk.